not their story. They'll tell us the story of the Almighty God in their lives. What He did in their lives. So that ons wat hier sit wat dink die Here kan dit nie vir jou doen nie. Of you going through the worst of times. Mense, ons moet wakker skrik. We need to wake up, call on the Lord in everything we do. Hallelujah. The word says seek Him first. His kingdom. We need to understand what does the word kingdom mean. To us, what does it mean for me? Because kingdom can be personalized to every single one individual in this place this morning. So first I'm going to call my sister. Amen. You know, I met this lady, their skirt, mensen. Ik bied aan their skirt. Ek kom die sol kyk en ek sê vir my skirt onder 14,000 rand vir water. En ek sê die mense, die hele is maar man, 14,000 rand, ek het mos nie 5 pons by my hier. En ek kom maar in reg om te bekleen. Jy weet mos hoe ons daar aankom, jy wil niks hoor. Ek soek net hy kom geld van my rekening af. Ek wil nie afgesneef word of wat sê hulle, blok nie. Ek wil nie geblok word nie. En ek loop in die kamer so, en die eerste vrou wat ek meet is reg voor my. Maar ek gaan na die tweede vrou. Begin gesels, hy sien hoe werk die goede van die Here, ons sal dit nooit verstaan nie. En die Here vat my van die vrou af en hy bring my na die vrou toe wat my kan help. Hy vat my van die vrou af wat promise om my te help, na die vrou toe wat my kan help. En ek dink, ek sê vir my vrou, ek dink sy skryf van die 14,000 rand skuld, skryf sy 5,000 rand af. En sy sê vir my broer, ek ken kinders van die Here ons hoor as hulle praat. So hulle sê my broer, nee, hier so op my rug, ek het nog op bekleen nie so maar. Sy bring sag af. Haar naam is Bureau, is die vrou met die groen is. A remarkable woman of God. A remarkable woman of God. A woman that motivates me when I come there. Sy gaan altijd sê, sy Anna way around, maar she's the one. It's motivating me that, as ek daar gaan, dat ek weer lus vir die lewe, man. Al ek dink ek moet my geld nie verlos. But after speaking to her, so sy sê, moenie sê, ek moenie. So asseblief mense, moenie daar gaan en sê, ek so nie kerk gesien. Asseblief. Kan jy na vore toe kom? Asseblief. Een van ons sprekers, die master God-fearing man. Maar man wat saam met ek en Odi en Jerry gaan hardloop. Verstaan die man is ook van long distance. Ons gaan begin hardloop. Amen. So is dat welkom in sy pastoor sê altyd, as jy hier by ons is, dan mag jy dat ons doen. Maar as die mense, as hulle skoen is, ons kom nie so skoen, dan moet jy alles gaan net opsoek. Dis by jy is so. En dankie dat jy die invite georder het, my sister. En ek weet, die Here gaan 'n magtige woord in ons spreek vanmorgen. Dankie, my sister. Amen. Goeiemôre almal. Ek groet almal in die wonderlike naam van my Here. Ken hom nie die Here nie, maar ken my Here. Ek wil net ons met die koortjie saam sing. Hy is nog dieselfde Jesus. Hy is nog dieselfde Jesus.
Ek gaan myself voorstel. Ek is Muriel Johnson, getroud Abrams. Ek is al my hele lewe lang 'n kind van Rodepaai. Al my lewe lang 'n Lutheran. Vandag staan ek hier en ek sien my tweede paas in die kerk. Kan kom met jou? Ek dink so 'n paar jaar terug, as ek nog op laerskool was dit in die eerste kerk. Ek dink al die se dogters my genooi het vir Sondagskool. Dit was in die eerste kerk wat ek kom bywoon en ek besoek. En daai het die Here met my 'n afspraak gehad. En daai het die Here al op sy kalender 19 Oktober 2025 geskryf. Halleluja. Met my naam op het. Maar daai het ek net nie geweet. Here gaan my terugbring na die kerk. Volgende is ek dankbaar. My hart loop oor. Ek het nooit geweet ek gaan in hierdie kerk wat ek probeer. Ja. Soos ek sê, my hele lewe lang 'n Lutheran. Maar ek het die Here kom leer ken op 'n different manier. Ek weet baie mense sê ons kerk moet nie so stil staan. Baie mense dink aan ons kerk sing ons net die boeke uit. Maar vanoggend staan ek hier om te sê dat in die Lutherse kerk gebeur daar ook miracles. Ek staan volgende die as 'n wonderwerk van die Lutherse kerk. Soos ek sê, my hele lewe lang 'n kind van die Here. Nooit gedrink nie, nooit gerook nie. Nooit die begeerte gehad om dit te doen nie. Die geleentheid het homself al aangebied, maar nooit die begeerte gehad nie. Vanoggend wil ek dankie sê vir ek roep hom Sena kind, ek roep hom Boeta, ek roep hom Godsman. Dankie Lionel vir die broer wat jy is vir my in Christus. Ek raak so emosioneel as ek dink aan ons ontmoeting en hoe die Here ons mekaar bring. En hy is iemand wat elke maand sy lesings bring. So elke maand deel ons fellowship. Elke maand preek ons. En die lekkerste van alles is as jy 'n kind van die Here is, kan jy enige tyd die Here aanroep. So dan so bly ek die vrou in water en lig te kan oor ons noem die Here, ons beroep hom aan. As hy so loop en sal die collega's van my altyd vir my sê, wat moet die man so altyd lang by jou kom staan? Geen nie net sy lesings en loop nie. Dan sê ek hulle, dit beteken julle luister nie reg nie. Julle kyk en julle sien nie. Wanneer die man bring sy lesings, maar dit gaan nie oor sy lesings nie. Dit gaan oor die rol wat hy speel in my lewe. Dit gaan oor die boodskap wat hy bring, die vers wat hy kan deel. En ek wil vanoggend vir julle sê, hierdie week was mooi. Kyk, as die duiwel mos weet, jy gaan die Here se naam eers gaan groot maak. Dan sit hy mos struikelblokke in jou pad. En die week het hy so vragtig waar ook struikelblokke in my pad gesit. Maar omdat ek 'n kind van die Here is, het ek geweet my verlosser leef. En ek het geweet waarna ek moet gaan. Versterkte. Mense, vanoggend wil ek vir u sê, familie van die Here, as jy vanoggend hier sit, het jy 'n afspraak met God. As jy vanoggend in hierdie kerk sit, en jy sê op 'n siekbed, as jy op die regte plek, ergens in God se kalender, het hy die naam opgeskryf. Daar is 'n datum, daar
is 'n maand, 'n jaar en 'n tyd. En is net die Here wat dit ken. Ons moet saad saai. Ons moet geboorte gee. En volgens staan ek hier om geboorte te gee. En hierdie swangerskap wat ek al van 2015 af dra. Volgens gebruik die Here vir my. Ek noem dit die appointed seed. Soos ek sê, mense ek het baie lang as dit kom by die Here. Ek het in 2015, soos ek sê, as jy mos nou hoor die mense rook, as jy hoor die mense drank, en die mense is net by die voete van die Here, dan dink jy mos die mense sal altyd gesond wees. Dat gaan goed met die mens. En ek het vir so blykie tennis gespeel. En elke dag na werk tennisoefeninge toe gegaan en teruggekom huis toe. Maar op die spesifieke dag, 24 September 2015, was op 'n donderdag, gebeur daar iets met my. Ek kom van die werk af, kom van die tennis af, en die dag het my man pa nog gelewe. O ja, ek is Ben en Sarah Johnson se dogtertjie. As julle hom ken, het hom groep om Bena van die Texas. Dit was my pa. Ek het hulle nog gelewe en hulle was by my huis gewees. Ek het in Choppenstraat gebly. En die middag of 6:00 aan kom ek van die oefeninge af en ek kom by die huis en ek is baie honger, maar ek moet nou begin kook. En ek sê vir myself dat ek wonder nou, moet ek eers kook of moet ek gou 2 dingetjies brood net eet, dat ek net die krag kry om verder te kook. En dan toe sê ek, dit was die duiwel. En die duiwel sê vir my, nee man, suster moenie nog 2 dingetjies brood eet, jy gaan nie op kos om geniet nie. Ek het gou hier om dat so toe gaan koop die veel popcorn. Ek wil nou vandag my popcorn bring het, maar ek het hom nie gesien waar ek gewees het. Maar jy weet, die 50 cent pakkies wat hulle nog verkoop het, dis net by die Texas en die groen popcorn. Het so geel onder die boog gehad. En ek is toe weg, dat so toe om hierdie popcorn te gaan koop. By die huis aangekom en my pa is daar nog een pakkie gekoop en so het hulle gery en ek is in die kombuis en ek is besig om voor te berei om te kook. Maak hierdie pakkie oop, eet een van daardie popcorns en ek begin verstik. Ek verstik so dat ek voel ek wil opbring. En terwyl ek so hardloop badkamer toe, begin ek al sien hoe die bloed drup op die vloer. En onmiddellik as mens ons bloed sien, dan ben ek. En ek kom by die badkamer aan en alles is vol bloed. Dit afpak. Bloed uit my neus, uit my mond, ore. En ek roep my suster en ek sê vir haar, mooi, ek weet nou nie wat gaan aan my suster, maar ek bloei. En sy kom in en sy sê vir my, jou my suster, gelukkig daartyd het daar 'n nurse in ons straat gebly en sy sê vir my, ek gaan nou kom. En my coach is nog daar, tennis coach. En mense, toe ek my oog kom oopmaak, toe sit ek in die gang van my huis, met my arms in die lug. En die mense probeer om my by te kry, die nurse wat daar was. En ek is toe met die ambulans weg, gered toe. Ons weet toe hy oomblik die bloed gaan aanneem. Hy gered gekom, toetse word gedoen. Dokters kan nie uitvind wat's fout nie. Slaap die donderdag aan my gered. Vrydagoggend vroeg is die hartdokter daar. En die hartdokter sê vir my, nee, ons moet toetse nou gaan doen. En iets met jou hart is reg. En die oomblik wat ek daar lê, sê ek, Here, ek het nog nooit gerook en drank nie. Wat kan dan fout is met my hart?
En die Here werk dit so uit. Dat die dokter het die toetse gedoen en die dokter kon my nie help hê. Die dokter sê toe vir my ek moet Saterdagoggend baie vroeg in Bloemfontein Medikliniek wees. Hy het alles gereël en ek moes gaan vir 'n operasie. Ek vra die dokter tog wat fout met my en hy sê vir my mevrou Abrams ek weet regtig ons kry nie die plek waar die bloed vanaf kom nie. En ek het basies niks bloed in my liggaam gehad nie. Ek onthou hoe hulle die basies bloed onder my bene, onder my liggaam gesit om warm te word om vir my bloed te gee. Maar my liggaam was so koud dat ek nie ons kon die bloed warm maak nie. Ek is toe op pad na Bloemfontein en in hierdie ambulans moes ek wakker bly. Mense was bekommerd as ek my oor toe maak, gaan ek dalk nooit weer oopmaak nie. En ek was moeg. En volgens sê baie dankie vir my man. Was dit nie vir hom gewees het? Weet ek nie. Hy is waarlik waar. Maar ek God sê. En ek is agter die ambulans en hy sit voor. En hy gesels met my die hele pad tot in Bloemfontein. In Bloemfontein aangekom, is dit amper asof ek 'n eregas is. Almal wag by die deure vir my om te kom. En as ek so inkom by hierdie hospitaal, vra dokter Swart vir my, as jy mevrou Abrams? En ek sê ja, en hy sê ons mag net vir jou. Hulle stoot my deur. En die nurse wat besig is om my reg te maak vir hierdie operasie, gesels met my en sy sê vir my, mevrou Abrams, ek weet nie wie die dokter aan jou verduidelik wat fout is met jou nie. Maar as jy mense het wat jy graag wil sien, moet jy hulle roep, want jou pad lyk goed het. En onmiddellik sê ek vir my man, ek wil my man pas sien. En hy vra my kinders en ek sê ja, ek wil my man pas sien. Die dokter verduidelik toe aan my dat ek aneurismes het. En hierdie aneurisme was in my slagader gewees. En die oomblik verstaan ek nie wat aneurismes is nie. En soos dokters moes is, as hulle mos vir jou iets sê, hulle sê jou net so. Jy gaan maar besluit, hoe gaan jy hom vat, of hoe gaan jy my vat, jy sluit verhoord. En die dokter sê vir my, mevrou Abrams, het verswakte are. En die tyd noem hulle dit ou mens are, het nie gesê, ou mens siekte. En ek sê, dok, maar ek is aan so jong, hoe kan ek ou mens siekte hê? En hy sê, jou are is verswak, en jou are maak blase. So jy kry die are wat verstop is, maar my net 'n ballon gemaak het, uitgeskiet soos 'n blaas. En hy verduidelik aan my dat die are naby my hart het 'n blaas gehad en die ballon het geskiet. En dis waar die bloed vanaf kom, en hulle moet opereer en ek moet 'n stent kry. En hulle sê vir my dat dis nie 'n maklike operasie nie. En ongelukkig, alles wat hulle nou gaan doen, kan hulle nie verdoof nie, want hulle is bekommerd. So alles wat hulle gedoen het, het die pyn gevoel. Die drups wat ingesit was, drups in my nek, alles het ek die pyn gevoel. Maar die Here bly nog steeds getrou. Ek is in operasie toe, en ek het nog in my ouers gesien. Ek is geopereer. En ek noem myself Marika Walker. Want ek het die gedink, ek sal die volgende dag my oop opmaak.
volgende dag my oë opgemaak in ICU. En die dokters het aan my verduidelik dat dit 'n sukses was. Selfde Sondag het ek my ma en pa gesien. En hulle het daar by my bed kom sit. Die hele familie het gekom. En die dokters het ons gesê, ek moet almal roep wat ek wil sien. Daar gesit gesels. En ek wil vandag sê dat ons as mamas, ons as moeders, moet nie moeg raak om vir ons kinders te bid. Ek staan volgende die want ek het 'n biddende ma gehad. En my ma kon bid. En my ma het gebid. Ek weet soms het ek nie verstaan nie, want toe ek nog nie so 'n lekker pad met die Here geloop het. En soms het ek altyd so kwaad geword vir my ma en ek het altyd gesê, moet mami altyd as ons met plekke kom, praat van die Here sal seën, die Here seën die werke, die Here. En as ons loop en sê ek altyd, hy mami, die juffrou het net gesê, mami moet my boeke kom kyk. Nou is mami weer besig met die woord van die Here, met die onderwysers. Maar destyds het ek nie verstaan nie. Dis hoe my ma haar God gedien het. Ek het toe daar gelê, en hulle het so 'n dreinpyp in my gehad, wat my bloed moes drein. En die dokter sê toe op die maandagoggend dat, mevrou Abrams, iets is nie reg met die dreinpyp nie. Die bloed kom maar nie uit nie. Hoe voel jy? Sê dok, ek is net moeg. En hy sê nee, iets is nie reg nie. En ek is weer terug, toetse gaan doen, CT scan. En toe hulle by die CT scan kom, ontdek die dokter dat my linkerkant se long plat geval het. En my linkerkant se nier werk nie meer nie. Halleluja. En die dokter sê vir my, mevrou Abrams, ons sal moet weer opereer. En by die tyd sê ek vir my man, liefde, daar is nou nog weer 'n groot probleem. En hy sê vir my, my skat, ons ken mos ons Here. God got us. En ek is terug om geopereer te word. En hulle het ontdek dat die dag wat ek gefeint het, het daar iets met my linkerkant gebeur. Die bloeding het gaan stol hieronder en dit is hoekom die dreinpyp niks bloed uitgebring het nie. En hulle moes hierdie bloed wat droog geword het, gaan uitskep het. Hulle het dit gaan uitskep. En na dit sê die dokter vir my dat, mevrou Abrams, sy is jammer om dit vir jou te sê, maar jy het ongelukkig nou net een nier. Jou ander nier het jy verloor. En hy oomblik vra ek vir Here, hoekom ek? Wat het ek dan verkeerd gedoen? Ek ken nie dat my hele lewe lang. Hoe kan jy maak dat so iets met my gebeur? Maar God bly getrou. Ek herstel en ek kom uit Bloemfontein uit. En ek is by die huis. Ek is seker so 3 of 4 weke by die huis. En die professor uit Bloemfontein skakel my. En hy sê vir my, mevrou Abrams, ons het ontdek met jou CT scan dat daar nog 'n groot kwaadaardige aneurisme aan die onderkant van jou nier sit. En die aneurisme kan enige tyd bars. So jy is soos 'n ticking bom wat enige tyd kan afgaan.
En hy sê vir my, maar moenie stres nie. Ons gaan reël en jy gaan terugkom en ons gaan jou uitsort. En ek onthou my man was hy dag by die werk en ek bel hom en ek huil verskriklik. Ek sê vir hom, ek is nou oor, ek is nou klaar. En hierdie aneurysma is nou weer daar. En die aneurysma wat ek het, as hy 6 centimeter groter raak, dan moet hy ongelukkig geopereer word. Maar as hy minder as 6 centimeter bly, is ek nog veilig. En hierdie aneurysma is 7,5 centimeter. En net soos ek reg maak om te gaan vir die operasie, gebeur COVID-19. En het plaas baie druk op my. Van volgens my raak my tyd mos nou al hoe minder. En die dokter sê vir my, mevrou Abrams, jy moet nou baie rustig wees, jy moet veilig wees, want as jy nou COVID kry, verseker ons jou jy gaan sterwe. En familie die Here, ek staan volgende teen ek het COVID-19, ek het omgaat op die eerste manier. En die Here het my teergedra. In die 2020 trek die professor wat my moes doen na Johannesburg. En die dokter wat saam met hom aan my sou werk. Ekskuus nog. Sê toe vir my, mevrou Abrams, jy sal nou moet Johannesburg toe gaan. Want die professor is nie meer hier nie. In Bloemfontein nie. En soos ek nou reg maak, want ek moet ons Johannesburg toe gaan, kry ek weer die tyd dat die professor het gesterf met COVID-19. En ek vraag, Here, hoe nou? Die is die man wat my ken, die is die man wat my siekte ken. Maar God het mos altyd 'n groter plan. En die Here stuur 'n jong dokter op my pad, 'n kind van die Here. En ek ontmoet haar. En sy sê vir my, mevrou Abrams, weet jy wat het jy? Jy het Akiyasho. En ek vra dokter, wat is dit? En sy sê vir my dat dit is algemeen by die bruin vrou onder die ouderdom van 40. Maar is een by elke 10de vrou wat het kry. En ek joke nog met haar, ek sê so dokters, ek was spesiaal. En ek sê vandag dat die Here daardie dokter op my pad gesit het, want ek kon met daardie woord deel. En sy kon vir my sê dat alles is in God se hande. Ek moes toe regmaak vir my groot operasie. 2022. 22 September. En in die tyd het baie dinge gebeur. In 2021 sterf my pa. En ek het gedink ek sal dit nie maak nie. En ek was 'n ladies baby. Maar die Here dra
20, sterf my oudste broer. En ek onthou, toe hy siek was, as selfs die spesifieke dag met hom en ek sê vir hom, Boedem, ek en jy het al die datums vir die hospitaal. Maar my broer, ons gaan oorwinnaars uitkom. En sy antwoord aan my was, my suster, ek wil nie meer lewe nie. Ek het aan die einde gekom van my wedloop. En ek gaan die Here vra om plekke te ruil vir ek en jy. En jy wil nog lewe. En jy wil jou kinders groot maak. Maar ek is klaar. Ek gaan na my vader toe. En die dag toe die tyding kry dat my broer aangesterf het, het ek geweet dat ek sal lewe. En hy het my ingetree by God. En hy het die Here gevra, spaar my suster. Want sy is nog nie gereed om die wêreld te verlaat. En ons het gebid dat die Here hom moet sterk maak. Maar hy het gebid dat die Here hom moet verlos. En dat die Here vir my moet sterk maak. In 2022 September is ek opgeneem. Bloemfontein Hospitaal Netcare. En ek het 'n maand afgekry voor die operasie. En die dokter het aan my verduidelik dat die 'n baie groot operasie gaan wees. Groter as die 21-25. En sy joke met my en sy sê, Viola, jy is so spesiaal. Ons krijg dat die machine uit Germany uit vir jou. Ek vraag dokter vir wat is die machine? En sy sê so my organe te bypas. En hy oomblik verstaan ek nog nie. Is in die hospitaal opgeneem. Toets is gedoen. En die dinarkotiseerder kom na my toe. Nog 'n kind van die Here. En sy verduidelik my die proses wat gaan gebeur. En as sy vir my so verduidelik, dan vra ek my die Here, is dit regtig moontlik? Sal ek dit regtig maak? En sy sê vir my, ek moet eerlik wees met jou, mevrou Abrams. Jy is die eerste een wat dalk die operasie sal opdoen. En baie mense maak dit nie. En soos 'n mens mos is, dan gaan Google die mos so nou en dan. Wat sê die ding, wat beteken dit? En ek lees nou die Takayasho word net in China geopereer. En ek vra myself, hoe sal ek nou in China kom? Maar het maakt dus sin, want die naam klink ook so jou China. En ek onthou die aand van die operasie. Het die dokter na my toe gekom en vir my gesê, mevrou Abrams, ek gaan nie nou maak dat jy teken nie. Jy moet 100% seker wees, morgenoggend, voor jy insloot. So as jy nog wil omdraai, is daar tyd. Want hierdie operasie los God skade. Jy kan dalk verlam wees. Jy kan dalk nie hoor nie. Jy kan dalk nie sien nie. Jy kan dalk nie praat nie. Of soos hulle sal sê, jy sal dalk soos 'n vegetable wees. En snaaks genoeg, ek was nie bang nie. Ek sê vir die dokter, dok, ek is reg vir enige iets. Want ek is 'n kind van die Here. En ek weet die Here is al reeds vooruit. Die
Die Here het alreeds vir my 'n plek gaan berei. Die Here het alreeds vir my die tafel gedek. Ek moet net op aansit. In die oggend kom die dokters na my toe en ek teken hierdie vorm. En ek word ingesloot. En my man sê vir my, dit was 7 uur die oggend in en ek was na 12 uur aan uit. En hy vertel vir my dat die narkotiseerder en met hom gesels gedurende die proses wat plaasvind in die theater. En nou en dan sal sy sê, ons sukkel om 'n bloeddruk op te kry, ons sukkel om die bloeddruk af te kry. My organe was uit my liggaam gehaal en op bypass gesit om hierdie groot aneurisme te herstel. Ek kon nou voor die operasie sê ek vir die dokter dat ek gaan net 3 weke in die hospitaal wees en dan gaan ek huis toe gaan. En sy sê vir my, mevrou Eybrums, 3 weke is dan net te kort. Ek sê, maar dok, ek gaan 3 weke hier wees en dan gaan ek huis toe gaan. En ek is in ICU besig om te herstel. En ek was vir 3 dae onder sterk verdowing gehad, want die pyn was baie erg. En my man vertel aan my hoe ek beklei het in die dat ek die verdowing gehad het. En die dokters kon nie verstaan, hoekom werk hierdie God nie. Die vrou wil net wakker wees, maar sy kan nie. Hy verduidelik aan my hoe die dokters gestres het oor my hande. Want elke keer as my hande 'n sekere hooi was, het hulle gedink ek het dalk 'n strook gekry. So elke keer as hulle my hande beweeg en my hande gaan terug na hulle normale posisie, dan was hulle bly. En na 3 dae skrik ek wakker. En ek onthou die soos gister. Die dokter kom na my toe en sy sê vir my, mevrou Eybrums, kan jy ons hoor? En ek sê ja. En op my kop. En sy sê, as daar enige iets wat jy vir ons wil skryf of sê, want ek het pype in my gehad, ek kon nie praat nie. En ek sê vir haar, sy bring toe 'n papier, 'n boek en 'n pen. En ek sal dit nooit vergeet nie. En ek skryf op daardie boek, Filippense 4:13. Halleluja. Ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my krag gee. En sy smile en sy sê vir my, mevrou Eybrums, ek dog, jy wil sê so water of iets. Maar jy skryf vir Filippense 4:14. En ek wou vir julle sê, die journey was baie moeilik. Ek moes van die oor af leer loop. Ek moes van oor af leer self eet. Maar soos ek sê, die mense wat die Here op my pad gesit het, was regtig kinders van die Here. Want hulle het nie moeg geraak nie. Hulle het nie moeg geraak om my te help nie. Hulle het geduld gehad met my. En ek was baie, baie moeilik. Want ek wou alles vir myself doen. Maar ek kon nie. En ek het toe 'n naam gekry in ICU. Sommige van die verpleegsters het my geroep Beauty. Sommige van die verpleegsters het my geroep 'n engel op aarde. En sommige het my net gesê, guns van God, genade hand van die Here.
onthou ek stap eendag met die fasio. En hy sê vir my, mevrou Abrams, ek gaan nou, jy sien mos die voorwiele. Hy sê vir my, ek gaan het nou wegvat. Want jy is sterk genoeg om te stap. En ek sê vir hom, jy moet regtig kom speel hê. Want as ek nou hier kan val, het ek gesê, dan gaan alles weer opgaan. En hy sê vir my, nee, ek is alright, jy sal kan stap. En hy vat die voorwiele by my. En ek bewe waar ek stap. En het was moeilik waar ek stap. En terwyl ek so stap, dink ek aan, ek het mos gesê 3 weke. Nou as ek mos hier regkom en herstel, gaan ek mos langer hier bly. En het is seer, en ek huil, maar ek stap. En hy sê vir my, môre doen ons die trappe. En ek sê vir hom, ja, nou speel jy grof nou. Dat is die verhouding wat ek met hulle gehad. En die volgende dag doen ons die trappe. En ek is op, door die trappe stadig, en weer af stadig. En ek was oorwinnaar die dag. God het guns aan my bewys. En ek onthou, die dokter stap in. My man was die hele tyd daar op my en ek en hy sit daar in die kamer. En ek moet nogal sê, as ek so terugkyk, ek het nogal spesiaal gevoel. En ek het my so reik kamer gekry, wat is alleen. En my man kon die hele dag daar sit. En die dokter kom toe in en sy sê vir my, mevrou Abrams, môre gaan jy huis toe. En ek begin huil. Ek sê, dok is ook seker, ek is reg om huis toe te gaan. Sy sê, ja, mevrou Abrams, jy gaan môre huis toe. En terwyl ek so sit en huil oor die godheid van die Here, remind my man my skat môre is 3 weke. Halleluja. En ek sê vir die dokter, dok, wat het ek jou gesê? En sy lag. Sy sê, ja, mevrou Abrams, ja, Muriel, môre is 3 weke en jy gaan huis toe. Jou God was getrou. Volgens staan ek hier, deel my storie. En ek onthou ek gesels met ons kind, ek sê vir hom, dat ek het altyd die Here gesê, destyds nog, toe weet ek nog nie eens, die Here gaan my deur hierdie siekbed vat. Toe het ek al vir hom gesê dat, Here, as U iemand wil hê, om aan die wêreld te verwys, dat U nog steeds wonderwerke kan doen, dan steek ek my hand hoog op, gebruik vir my. Gebruik vir my, Here, ek is gereed. En toe hierdie ding op my pad kom, onthou ek dat, hy was mos bryfsta. Ek moes gesê, Here, gebruik vir my. Vanoggend wil ek sê, vir die geliefdes in die Here, as ons deur moeilike tye gaan, en as ons dink die Here is nie daar nie, moet jy onthou, wanneer jy jou hand opsteek, en sê, Here, gebruik vir my, dan maak jy alles los buitekant. Beproewinge, stryde, aanvalle. Jy maak alles los. Want kyk, een ding wat ek ken van die wêreld, as jy jouself 'n kind van die Here noem, die Here, wanneer die Here vir haar ouers van haar af wegneem, wanneer die Here haar deur 'n siekbed sit. Ek onthou ek het 'n
netto by die werk gehad. Want die mense wou nie hê ek moet baie by die huis wees nie. Was 'n probleem van as ek siek was. Maar ek het altyd die Here gesê, Here, U het my die werk gegee. So die mense kan sê wat hulle wil. U is my lewe bekend. U ken my planne. En U sal die dag as dit weer regte tyd is, sal U vir my wegneem van daardie werk. So vanoggend as my bemoediging, 'n psalm wat my hele lewe lank saam met my geloop het. 'n psalm wat eie geword het aan myself. Psalm 91. Op God kan ek vertrou. Hy wat woon in die skuilplek van die Allerhoogste, sal rus in die skadu van die Almagtige. Ek sal vir die Here sê, U is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. Verseker sal hy jou red uit die struik van die voëlvanger en van die plag wat vernietig. Hy sal jou oordek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou sal jou beskerm soos 'n skild. Jy sal nie bang wees vir die strik van die nag of die pyle van die dag, vir die plag wat in die donker kom om te ram, wat hier die middag verwoes nie. Al sou duisende langs jou val, of 10.000 om jou sterf, naby jou sal dit nie kom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die straf van die goddelose sien. As die Here jou toevlug is, as die Allerhoogste jou skuilplek is, sal geen kwaad jou tref en geen ramp naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele beveel om jou te beskerm oral waar jy gaan. Hulle sal jou op hulle hande dra, sodat jy nie jou voet in 'n klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom verlos. En omdat hy my naam ken, sal ek hom beskerm. Hy sal roep en ek sal antwoord. In sy nood sal ek hom red. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en in heerlikheid herstel. Ek sal hom 'n lang lewe gee en hy sal my verlossing wees. Baie dankie. Try to tell everybody about somebody who can save anybody. Hallelujah. Hallelujah. Die Bybel praat van even though I walk through the shadow of the valley of death. Dan praat die Here, die Bybel ook van the shadow of His wings. Al sê die mense wat, al sê die dokters, jy sal nie lewe nie. Al sê die gemeenskap, jou kind is sleg. Al wat sê die mense, die Here die laaste sê. En net die Here se sê is die laaste sê wat met is in ons lewe. Amen. Amen. Ek gaan nie nog tyd verder mos hier. Julle sien ons het gevaarlike mense wat ek mee doen. Ja, gevaarlike mense wat ek mee doen. En sommer my eie suster oproep vir des. Ek ken vir des van ene die laf ook nog kleiner gewees het. Maar soos die Here maak, moet ons op baie weer by SARS. Jy weet ook so die trouble is.
Sê die mense van al die troubles wat ek het is. En ek kom in en ek sien die vrou en die vrou. Ek is verwarrig kind van die Here hoor. Om nie die Here maak my goed te streed. My paie streed. Is 'n vriend van my wat ook deur 'n heavy battle gegaan het, jammer. En ek het gevoel om vir hulle vandag. Hulle hoor mos die testimonies wat hier kom. Hoe die devil het probeer, maar ons is hier. The devil tried, but he failed dismally because we hear through wardrobe malfunctions vanoggend. Kraak wat afgewees het gister. Voete gekap teen die toolboxe. Goed het met mekaar gekom, maar die Here het met mekaar gehou. Amen. Dis wie nie na vore toe kom nie asseblief terwyl ons haar Bosfontein welkom gee. Sister wat my bemoedig. Hulle versterk my. Hulle gee my krag om aan te gaan. Soos ek sê, as jy dink dat jy deur die ergste gaan, jy het nog jou skoense hak gebreek. My sister, jy ken my jokes. Jy ken my jokes, my sister. Amen. Goeiemôre geliefdes. Raymond, dankie vir die geleentheid dat jy vir my gegee het om my storie ook te deel met anders. My storie is vir die suster het 'n vaarlike storie gehad, maar dat is ons allemaal het ons eie feitjes en ons eie dinge ja, my storie begin ook met my naam is Desiree. Ek bly in die Vloos. Ek is ongetrouwd, nooit getrouwd nie. Ek bly met my ouers. Ek kan nie die Here dank vir my ouers. Ja, my storie begin maar laas jaar. Ek was hele tyd doorheid gewees, maar ook die laas jaar. So in my het ek begin na ook soos ons vrouens is, jy voel jouself elke keer jou borste en jy voel ons soos hulle gesê dat ons moet voel. So ja, ek so begin na voel, ek het so klein bolletjie gevoel hier op my bors, op my linkerbors. Maar so heb ek het nog nie erg opgeneem nie, maar na so'n paar weken tussen voel ek nie, maar die bolletjie word nog baie groter. En ek gaan toe na Dr. Kipido toe. Dr. Kipido sê vir my, hy doen toe onderzoek, hy sê vir my nee, hy gaan vir my stuur vir 'n mammogram. Dis reg, ek gaan toe vir die mammogram. Hy sê vir my, ek moet die mammogram boek. So die mammogram, toe ek dit boek, toe moet ek nog so 3 weke wag voor ek die mammogram moet doen. En na die 3 weke toe, is die dan nog baie ver groter. Dit het so vinnig groot geword, mens sal nie glo nie, van so klein dingetjie, het het 'n groot bolletjie geword, dat die mens moes maar nog sê. En ek gaan toe vir die mammogram, daarby gaan ek, die dametjie wat die mammogram met my doen, sê vir my, sy sê vir my, mevrou, is dit die eerste keer wat jy jou mammogram doen? Ek sê nee, ek het laas jaar ook 'n mammogram gedoen. Sy sê vir my, joh, die lyk jy goed nie. Maar ek is ook nie seker nie, ek sal soos die dokter, inroep om my dokter wat te kyk. En sy gaan uit, sy kom terug met die dokter. Hulle doen ons 'n mammogram en 'n sauna, ons ek leer toe. En hulle voel nog, hulle 2 kyk op die mammogram. En die dokter sê vir my, mevrou, die lyk regtig goed nie. Maar ek is ook nog nie seker, ek gaan net 'n ander dokter ook gaan doen. En gaan roep toe 'n ander dokter by.
Hulle twee is nou toe daar en hulle discuss nou die sauna wat hulle nog gesien het. En so sê die dametjie van my nee, ek moet teruggaan onmiddellik na dokter Kipiro toe. Hulle stuur so lang vir my sauna en alles. Maar sy sê nog nie van my eintlik wat dit is nie, maar sy het my gesê, gaan na dokter Kipiro toe. Ons gaan toe daar na dokter Kipiro toe, hy sê al dat dag. Hy sê vir my, dit lyk nie goed nie. Maar kom ek het as dokter wat ek mee werk, ek stuur jou na dokter, ek krijg dokter De Jager by Garrett. Die sê al, en ek sê van nee, dokter is reg, ek sal gaan. Hy sê nee, jy moet nie nog wacht nie, jy moet nou gaan. Sommer nou. Ek gaan toe by dokter De Jager. Sy sê, sy doen toe vir my by opsie. Sy sê vir my, juffrou Scott, ek wil jy moet, hy was nou die dinsdag, sy sê vir my, ek wil jy moet Vrydag terugkom na my toe. Want by Vrydag sal ek al die pizza hê. Ek sê toe nie is reg. Sy sê vir my, maar ek kan nou sê dat die as kanker is voor reg, maar so gaan ek toe huis toe. En ek sê my mami, die dokter het my nog iets gesê en ek glo nie, ek sal kan, as ek nog donderdag na haar toe gaan en sy moet van my die nie sê dat het reg so is. Ek glo nie, ek sal alles kan hoor wat sy vir my sê nie. Jy moet maar nog saam met my kom, want laat jy kan hoor wat ek nie miskien gemis het wat sy sê. Ons gaan toe die donderdag, by die Vrydag. Die dokter sê vir my, juffrou Scott, die is kanker. En dit is baie gevaarlike kanker wat jy nou het. En hierdie, sê hulle nog van die ding. Hy is baie kwaadaardig. Hierdie knop wat jy het, is baie kwaadaardig. En ons moet dadelijk opereer. Sy sê vir my, ons moet sommer maandag opereer. Ek sê, dokter, jy begin ons moet sommer maandag. Sy sê, ja, die dan moet so vanaf as makkelijk nie kom, want die gaan begin verspreid. En dan gaan ons dit nie weet, kan kry nie. Is toch, maar nou sê ek van dokter, laat ek net eers maandag weer toe gaan, laat ek net eers die mense op die werk laat weet, wat gaan doen, en dan kan ons die operatie sommer dinsdag doen. Ek gaan toe die maandag, ek laat weet allemaal weer die werk, allemaal sê vir my, laat sal van my bid, en so aan, is dit reg. Ek gaan toe die volgende dag, ons doen die operatie, hulle verwyder toe my hele linkerbors. Na die huis, ek so vir 'n maand by die huis gewees, die herstel, en na die maand begin ek sommer met chemo. Die chemo was glad nie 'n lekker bytjie nie. Jy moet elke tweede week moet jy ingaan, en hulle stuur het deur jou drap. So die eerste dag toe ek nog gaan, soos ons is, ons vrou mense sit in gesels en so ontmoet ek mense ook daar en soos die een persoon wat saam met my ook was, wat door die operatie gehad het, sy is ook daar en so. So, hulle het 'n bietjie makliker gemaak, because ons het lekker gesels en so aan. Maar die eerste chemo wat hulle jou gee, is so 'n rooi drip. En ek het al gehoor mense sê van nee, hulle roep die red devil. Ek het toe na die drip baie siek geraak. En so 'n week na toe begin my hele hare sommer uit te val. My naels begin blou te word. Jou hele liggaam verander net. En is toch reg. Ek het seker die chemo so 2 keer gehad en gaan ek maar terug weer toe. So elke keer as ek vir die chemo gegaan het, ek het dit so 6 maande gedoen, dan kry ek my chemo
En dan as ek so 5 dae gee hulle my af. Net om te herstel, because dit maak jy verskriklik siek, jy smaak, jy gooi op, jou mag wil werk, dit is net 'n terrible ding. En ja, die Here het my deur die chemo gedra. Die jaar, Januarie, toe begin ek met my bestraling. Ook daar weggehaal. Die bestraling was vir 'n maand gewees. So ek is elke dag moes ek daar gewees het by by Lenmet. Moes ek elke dag daar gewees het. So wat ek gedoen het is, hulle het vroeg opgemaak, hulle het 7 uur opgemaak. So elke oggend het ek 7 uur gegaan hospitaal. En dan het ons nou die bestraling gedoen. Die bestraling was ook iets wat ook baie lekker is. Die leermachine wat om jou draai. Ek weet nie om jou draai, dit draai meeste om die gebied waar jy die kanker gehad het. En ja, dit was ook nie 'n lekker bytjie daai nie, want basis as dit soos 'n brand, die bestraling hulle brand in jou liggaam, daar waar die operasie was, maar dit het ook jou vel gebrand. So my vel het ook gebrand in die bestraling. Maar ja, na 'n maand op klas met dit, toe sê die dokter vir my, ek is al remissie in, en alles lyk goed. En sy sê vir my, ons het nou die hormone bou, en maar jy is nog nie in wat is die wat ons vrouens kry? Menopause, daar sê dankie. En sy sê vir my, jy is nog 46. So jy is nog nie in menopause nie. So ons moet jou hierdie pil gee, dat jy in die menopause in gaan sit en wat jy kan gebruik. Dit is al 5 jaar pil. Ek begin met die 5 jaar pil. Dit is 'n pil wat net hulle vir my kan aanvraag, so ek moet elke maand by pille by hulle gaan haal het word. En so drink ek die pille. Maar so veel ek en ek gaan toe weer dokter toe. En ek sê vir dokter, maar ek voel nie reg nie. Sy sê vir my, oké, sy stuur my na 'n ander dokter toe. Sy sê, ek moet maar hy dokter toe gaan, hy gaan my en by die dokter kom, sê die dokter vir my, maar jou bloed lyk nie reg nie. Want hulle het nog die bloedtoetse gevat. Hy sê vir my, nee, ons moet jou opneem. Hulle neem my op en hulle vat die toetse toe is my, hulle noem het platelets. So in 'n mens bloedstroom is dit een van jou selle. En dit was baie laag gewees. En die dokter sê vir my, as jy nou seer kry en jy bloei, dan gaan jy aan een bloei. So die ding moet ons nou reg kry. So hy neem my toe op. Ek is al vir 2 weke toe in die hospitaal. Hy stuur my toe huis toe. En hy sê vir my, nee, dit het opgegaan. So ek kan huis toe gaan. En maar so geef my datums wat ek moet teruggaan. En ek gaan toe die eerste keer, alles is toch weg, ons praat, ek sê vir die dokter, die pille wat jy my opgesit het, man, dit maak my siek, en dit maak my naar, en dit laat my kop swel, my gesig swel, my bene swel. Hy sê vir my, oké, is nou, die oorgezond wat hy my opgesit het. Hy sê vir my, die pil kan ons nie so los nie. Want as ons net gaan so los, en dan gaan ons baie siek raak. So, ons moet nog weer stadig van die pil afkom. En voor ek nog 'n ander pil sit. En so begin ek, drink ek maar nog die pil, soos die dokter my nog stadig afvat. En aan die hele tyd, as ek nog steeds by die werk, ek gaan weer praat die mense by die werk, kan ek afvraag, kan ek afkry, ek moet dokter toe gaan. En my appointment is vir die 2de September gewees.
Maar ik voel al voor die hele naweek, ik voel een sport van asem, met beenpijn. Maar ik ga toen die dinsdag naar die dokter, want ze voor me. Ik wacht toen nog voor me, hij is nog niet aan. Ik zit in wacht in zijn wachtkamer. Maar zoals ik wacht, voel ik kan niet asem krijgen. En op hij komt nog komen, hij zit met een schop. Kom die en ik ga naartoe. Ik kom in zijn kamer, zijn spreekkamer, ik zeg dokter, ik voel baie ziek nog. Ik krijg die asem niet en ik voel niet lekker niet. Hij zei voor mij, ja maar ik kan zien je lekker. Ik zei, ja maar dokter, maar je zou niet doen. Hij zei, oké, kom ik neem je op. En ik zei toen eerst recht, neem ik op. Maar zoals ik doe, voel ik niet, ik is die recht. Ik zei, dokter, dat kan ik mij ouders op mijn pa op, laat mijn pa niet opkomen, laat mij niet die goed persoon mee doen. Maar hij zei voor mij, om mij gaan inboeken en wat. Ik zei, ik zal ik kan niet doen. Maar dat is toch echt ons af en ik boek mij aan die tweede. De 3 september, ja, ik weet hoe dat is, van ons hand af en ons niet toetsen en ons x-rays en ons scans en allerlei goedjes en bloedtrekken. Maar die dinsdag, die woensdag, van die woensdag af, is alles verdwenen voor mij. Ik kan niks onthouden. Dat was de 4 september, ik kan niks onthouden. Vanaf die 4 september, ik denk tot die 11 september. En toen ik wakker word, die 11 september, ik zie, hier is nog pijpen en goeders hier op mij. Maar die leer maar en je kijkt en je begint te denken, wat is nou hier gebeurd? Wat kijk nou hier zo? En ik kijk rond en ik zie toen ook hier in een glaskamer en ik leer alleen. En die zuster komt naar mij toe, ik vraag haar toe, zuster, nou, ze zei voor mij, you are sick, you are very sick. Ik zei, no, what happened? Ze zei voor mij, ja, you hear from the doctor. En zoals ik daar leeg, hier komt mijn broer aan. Maar met die elkaar geven, maar hij een job kan blijven, vraag ik voor hem, nou show nog wat. En ik zie dat hij en zijn vrouw staan voor mij. Ik vraag nou, wat maak jij hier zo? Hij zei, niet ons is niet hier om voor jou te komen zien, ons komt kijken, is jij alright? Ik zei, hier, ik is aan alright. Maar nou, zo ga ik nog die goedjes bij elkaar te zetten en ik denk, wat dit gebeurt. En zo kom die dokter naar mij toe. En die dokter zei voor mij, mas kop, die pil wat die oncologist jou gegeven het, dokter Ibrahim jou gegeven het veroorzaakt dat jy bloedklont op jou long gehad het. En jou longe het net plat geval en kom ons nou vir jou onder hierdie machine sit. Hy sê vir my, maar as 'n Engelse dokter, hy sê vir my, you see that machine here next to you. Do you know you were on that machine for 7 days? We thought you're not coming back. Ik zei toch, ja, dat kan niet wees. En ik leer en ik zeg voor mezelf, Jelle, jy sit en het nie nou al so weer alles gesit. Deur hier het jy my ook weer eens was jy saam met my. En so gaan het deur my mind en ek kry om te dink, wat het gebeur? En kom my maale vir my, my maale sê vir my, weet jy, ons het gedink, ons gaan nou verloor. En ons het allemaal van Joburg gebel. Jou hele familie was hier geweest van Joburg. En allemaal het gesê, gekom en hulle allemaal het gebid vir jou. My collega's kom ook, hulle sê vir my, joh, deze het ons een groot skrik gegeen. Ons gedink, ons gaan jou nie wees sien nie. En soos ek leed, dan kyk my, Here, jy het my nog weer op 'n proewing gegee hier. En jy het my weer gedra. Maar soos ek nou daar lê, kry ek het ook in my foon nie, ek vra toe vir die susters kry ek in my foon kry. Hulle sê as ingegee, daar by die security sprang toe my foon.
En ek kyk hier en ek sien die klomp mense wat vir my boodskappe gesê het. Asof ek nie hier, ek was nie hier nie en mense begin vra, waar is jy ons, bel jy ons? En jy antwoord nou niks nie, wat gaan aan? Kry ek 'n boodskap van een van my kollegas wat in Australië was. Toe ek hier in Kimberley gekom het in 2015. Okay, ek het in Joburg begin werk vir SARS. Ek het in Appington gaan werk vir SARS. En toe ek hier gekom het in 2015, toe was SARS, die meeste mense was wit geweest wat ek mee gewerk het. Daar was 7 of so kleurlinge geweest, maar daar was nie baie nie. Maar so het mense geleer ken, en ek het gepraat met die mense, en ek is 'n mens wat, ek praat nie baie nie, ek is 'n baie stil mens, ek hou my nie op met geselskappies en koekies nie, ek lyk ook nie van skindery nie, want dis hoekom ek nie baie vriende het nie, want ek weet besmet nie. Maar so kry ek 'n boodskap van 'n dame wat saam met my gewees het. En die boodskap het sy eintlik na my kinders gestuur, want sy sê toe daar, sy wil vir hulle sê wie hulle ma was. Hulle ma was 'n mens wat nooit kleur gesien het nie. En hulle ma het met almal gepraat. En sy sê nou toe daar, toe sy het nie gedink ek is die persoon nie. Maar sy wil vir my kinders sê, hulle het 'n merkwaardige ma gehad. En dit slaat my so, ek sê, Here, en ek mense so aangeraak. En ek het nie eens besef nie, ek was net myself gewees. Soos ek altyd was met almal praat en die mense sê vir my toe, jy sal nie glo nie, hier buitekant het die mense gesit in 'n ry, want almal wil vir jou gekom sien het. Almal wil gesien het as jy jou ry. SARS mense het die hele lyne vol gesit die buitekant. Jou vriende, die familie, hulle het glad agter toe gestaan om te sê dat hulle maar die familie kans gee. En die familie kom van ver af. Maar dit is so merkwaardig dat ek, wat nie eens gedink het, ek raak iemand aan nie, dat mense gedink het van my, ek daar geleer het. So, dat die Here het my land, ek kom na lang pad aan. Laas jaar met die kanker, was het 'n slag gewees. Ek het regtig nie verwag dat dit gaan met my gebeur. As dieselfde soos die suster sê daar. Jy het nie gedink die ding gaan met jou gebeur nie. Ek het nooit kon in my wildste drome gedink dat ek sal eendag en in ons familie is ek die eerste persoon wat hierdie borskanker gehad het. Ek het nie eens gedink dat ek is nie. Maar die Here het van my gekies om dit van my te gee. En ek glo vandag dat die Here vir my het gegee om vir ander mense aan te moedig. Ons dames, vroumense soos ek, wat alleen deur die lewe gaan. Ek het 2 dogters. Ek kyk my dogters en ek vra die Here, as U nou vir my gevat het, wat sal nog geword het van my dogters? Maar in my agterkop sê ek weet jy sal agter hulle gekyk het. Want jy is my vader en jy is die persoon wat vir my voorsien aan alles. So ja, dit is moeilik as 'n enkel ouer wat nie eintlik help het van die kinders se vaders nie. Maar ja, die Here het my deurgedraai, het hulle groot gemaak. Die enetjies nog op skool, die ander enetjie werk. Die Here het my deurgedraai. En so kan die Here vir ons elkeen ook deurdraai. En vanmôre wil ek ook 'n bemoedigende woord sê dat die Here sit hierdie goeders op ons pad, soos hulle sê, en hy sit dit op jou pad, sodat jy moet nader aan hom, en so jy moet jy moet kan vir ander mense sê, waardeur jy gegaan, en bemoedig, dat vroumense, julle meisiekinders, julle moet voel, as julle in die badkamers, voel julle selfs,
waar, daar niet enige iets wat nie moet daar is nie. Gaan julle vir die mammogramme, want ek het myne daarom net in tyd opgetel. Anders die Here het in my hele liggaam versprei. En ja, dit is my bemoediging, die woord van môre mense. Ek kan net die Here dank. Dankie. Halleluja. As die Here dit gewees het, dan kan die Here dit vir my ook doen. Ek wil net gou sê, ek kan die pastoor het vir deze gaan sien. Is het op Pietie broerse funeral, is dat terug. Deze kon nie geloof het. Is nou 3 weke gelede, is ek reg? Ja. 3 weke gelede. Deze kon nie geloof het nie. Deze het planne gemaakt, hoe sy gaan oefen, hoe gaan sy weer leer om te loop. En ek het vaak gesê, die Here, as dit nie hier is, dan wie? As die Here nie die ding op jou pad sit nie, dan op wie se pad moet jy dit sê? En verlede week het deze dochter se 16 jaar verjaarsdag met my huis gebou en ek was surprised om te sien, die is nou vrou wat 2 weke gelede nie kon geloof het. Sy moes weer leer om te loop, maar hier loop sy die hele jaar vol. En hy is wat die Here kan doen. Niks met die Here is onmoontlik. As ek sorry, ek is blij nie met pastoor is hier nie, ek sal nog wel voete beweeg het en iets geleer. Maar ek wil ek gaan maar nog mijn woord maar met kort over. En ek het gedink ons gaan so 2 klok in die kerk gaan vandag. Maar ek gaan maar mijn woord kort over. Jy weet, hoe sê ek nie? Ek hoor jy ook nie. Ek wil net gou dan ek het prepare om die samenvatting te doen. Maar as die Here nie nou mee gepraat het, die 2 dames en dat is dan weet ek nie. Die vrou sê, ek moet nie sê die Here is gevaarlik, maar die Here is gevaarlik. Die Here is gevaarlik. Al die goede wat die vrouens van praat, ek kon hulle nie gesê het wat moet hulle kom sien. Hulle moes deur gegaan het. So, die Bybel praat van 'n ware getuie red lewens. Die is ware getuies. En die Here, ons sal nooit die werke van die Here verstaan. Maar kom ek sê julle gou die 3 weke gelede kom ek in my vrou kerk. En ons stel vir Logan op. Logan kom na vore asseblief. Ons stel vir Logan 3 weke gelede op. En ons nooi aan kerk toe. En die is nou Logan, is my vrou se broerse dochter. Ons stel vir haar op en ons bring haar kerk toe. En die is wat die Here doen. Ons bring haar kerk toe en sy kom uit die diens en Sister Michelle bid vir haar. Sister Tanya, sorry. Nou in die tyd wat ons vir Logan kerk toe invite, gaan Logan deur haar eie turmoil. Sy is 'n qualified teacher, sy kry nie werkie, sy het 'n dogtertjie, hulle is besig om 'n family agter mekaar te kry. Sy gaan deur haar eie dinge, maar she took the step of faith en sê, Here, ek nodig jou op. En Sister Tanya bid vir haar en verlede week bel sy my, nie verlede week, ja, sy bel my na die kerk en sy sê vir my oom, die Here het deurgekom van my. Sy het maandag begin by Bakkie Wes. Halleluja. Sy het 'n werk gekry as onderwyser. En ek het dan gesê, dat is goed wat ek weet van die Here. Nie op jou tyd, my suster. Waarom nie? Wanneer jy die nodigste het, sal jy deurkom. En jy gaan terugkyk op jou lewe en jy sê, heilig. Jy kan sien heilig.
as die hand van die Here oploop. So, Logan het nou begin, Logan gaan nou begin teaching, sy begin met 'n teaching, Logan. Sy sê vir my, nee, dit is nie, ek het vir gesê, daar waar die Here is net permanente goed. It might be temporary now, but the Lord is not a God of temporary things. Hy is 'n God van permanent goede. Ek kyk vir Muriel en vir Deso en ek sien, I see Haiti, Antonia. Ek sien Haiti, wat ons as AFM Hoppers 14 gaan host. Want ons het die sprekers die somme vrou. Ek gaan het nog met my vrou en mama hoekie en die mense wat die goede real discuss. And I also see books that's coming out. Ek sien boeke wat gaan uitkom, sisters. Ek sien boeke wat mense se lewens gaan verander. Amen. Loop ek wil jy met loop nie. As ek was nie gesê met loop, is jy ongehoorzaam weer. Wat kan die kinders leer in die school en jy nie ongehoorzaam is? Ook die sê, obedience is better than sacrifice. Amen. Muriel wil hier en des, en Logan die net na vore kom, asseblief. Antonia, en Disney, en Rachel, ek moet machine uitdoen vanmorgen. Wil julle nie asseblief die dames kom toemaak? Ons weet dat die devil nie happy is wat dit vandag gebeur het. Amen. Halleluja. En toen julle gaan nie kom verplieg so iemand het. Gaan die kerkens en die pastore sien. En wat die vir ons gee kom uit die hand van die Here. En ons bid
het ons weer ons name geroep, Here. En U het ons name op U eie handpalm uitgegraveer. En vanmorgen maak ek hulle toe, Here Jesus. U het hulle teruggeroep, Here. U het hulle gesond gemaak, Here. Het is 'n God wat gesond maak, Here. En hulle staan vanmorgen in die dienswerk van U om te vertel wat U gedoen het, Here. U is net 'n God wat wonders kan doen. U is net 'n God wat wonders kan doen, Here. Wanneer die mense staan en kyk, dan het hulle sê ons se laaste die dokters, dan kom U vir ons deur, Here. En U kom maak die onmoontlike. U is die God van die onmoontlike, Here. U is die God, Here, wat ons ken, Here. U is die God wat ons ken, Here. En U is die God wat ons teruggegee het, Here. Dankie vir Muriel se lewe. Vir die seën van die Here oor haar familie, Here. Ek maak haar toe in die tydelike werk, Here. Ek kom teen elke gees van afguns, elke gees van jaloesie. Ek sny dit vanmorgen af, Here. En ek plaas haar vanmorgen die draagbaar van genade, Here. U sal haar trou hou tot aan die einde van haar dae. Dankie vanmorgen vir dese lewe. Is net U wat ek vanmorgen kon gedoen het vir haar, Here. Kom vir haar deur, Here. Ek seel haar af met die bloed van Jesus. En maak haar toe, Here. Haar kinders vanmorgen, haar ouers vanmorgen, wil die seën van die Here oor hulle se lewe, Here. Kom seën vanmorgen hierdie 3 dames in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Here, kom vra hierdie dinge nie omdat ek verkeerd nie, maar ek vra dit in die grote hand. Die hand wat ons gedra het of hiertoe. Die hand wat ons gehou het, Here. Toe dit lyk die duivel wil ons kom uit, die hand uitruk. Toe kom hy vir ons deur, Here. En toe maak hy vir ons geslote deure oop, Here. En niemand die sê, 'n deur wat hy oopgemaak het, kan niemand toemaak nie. Niemand sal hierdie deure vir ons kom toemaak nie, Here. Die Psalm 91 sê, geen oorlog sal ons vanmorgen tref. En geen plas sal naby ons tent woon ons kom nie. Seën vanmorgen hierdie dames, Here. In Jesus se naam. Met eer en met baie dank sê. Amen.